om 'n Afrikaans sprekende kanaal op YouTube te hê. Ek is Adele en hier is my stukkie waarheid. Dit is 6 jaar en 6 maande sedert ek die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke, begin het om my eie storieboeke en stories in audio te omskep. Ek het later selfs vervolgverhale begin skryf wat werk soos sepies. So hier en daar het ek skrywers van ander skrywers met hulle toestemming ook gebruik. Maar 'n mens kan nie alles wat jy ontvang voorlees nie, want die stories moet soort van inskakel by die atmosfeer van die kanaal, waar ons spookstories, liefdesverhale en so aandoen. Hierdie is my 6 maandelikse inloer en analise van alles wat ek as 'n soort loopbaan beskou. Maar eintlik is dit meer liefdeswerk, want ek hou van wat ek doen. Luister gerus gratis, soos altyd, en gesels asseblief 'n slag saam. Ek wil hoor wat jy dink, en ook waarna jy byvoorbeeld luister, as jy op sosiale media inskakel. Daar is natuurlik ander mense wat vra soos, jy werk elke dag aan jou kanaal, maak jy darm 'n geldjie? Wel, ek sal nou nie my elke dag werk, as ek een gehad het wat baie geld maak nie, grappie, bedank, en dit voltyds begin doen nie in Afrikaans nie, en beslis nie in die nis, waarvan die voorlees en maak van audioboeke deel is nie. Maar ons kom by die oukies wat wel kan geld maak, want mense wil skryf en YouTube doen, en daarom vra hulle, is daar enige nis waar Afrikaanse skrywers en YouTubers wel geld kan maak? Goed, kom ons kyk eers wat is die probleem. Die eerste ding is dat jy op YouTube eers meer as 1000 intekenaars nodig het om selfs net te kwalifiseer om geld te maak per luister. En YouTube betaal nie te veel per luister of advertensie wat hulle speel nie. Ek soek nie middel van die episode advertensies nie, so my geld is nog 'n bietjie minder. Die mark wat na Afrikaanse stories en fiksie luister is klein. Net soos met die gedrukte boeke is daar kompetisie in hierdie lyn, en daar is baie mense wat die werk kan doen, baie goed kan doen ook, beter as ek byvoorbeeld. Maar mense hou van stories, en dit bring ontvlugting van hulle eie daaglikse situasie. Dit laat jou reis en dinge beleef in die veiligheid van jou eie sitkamerstoel. Die voordeel van audioboeke is dat hulle jou hande los kan hou. Jy kan bestuur lang afstand. Gebruik die kar se Bluetooth. Jy kan stap met oorfone. Jy kan handwerk doen of jy kan met toe oë lê terwyl jy aansterk na operasie. En as jou oë jou dalkies in die steek gelaat het en jy was altyd baie lief verlees, dan kan jy nou luister na stories. Dalk is jy heeltemal blind. Of dalk is jy alleen. Dit is nie nodig om in eensaamheid of in afsondering te leef nie. Hierdie stories is jou vriende wat na jou toe kom of jou na hulle eie wêreld toe neem. As jy daaraan dink om iets voor te lees, skryf dit verkieslik self, want jy mag nie ander mense se skrywes sonder hulle toestemming gebruik nie. Maar ek het rondgekyk en ek het gesien dat daar heel wat ander genres in Afrikaans op YouTube is, waar mense beslis in staat is om veel meer te verdien as om bloot stories te luister. Politieke kanale, voelgoed en godsdienstkanale, ware misdaadstories weer bekyk, onopgeloste moordsake, mense wat verdwyn het, stories oor troeteldiere en met jou troeteldiere, en mooi musiek, prys en dank musiek, maar somme net mooi woorde, en romantiese goedvoel musiek ook. Maar iets wat my regtig na aan die hart lê, en kanale waarna ek persoonlik self kyk, is Afrikanerskap en oorlewing van ons eie mense in 'n moeilike stadium. Mense wat finansiëel swaar trek en trots hulle koppe regop hou en aangaan sonder om iets van enigiemand anders te vra. Baie van die karakters in my boeke is juis sulke mense. Ons Afrikaners het al bitter swaar gekry en uit afgebrande huise en tussen vermoorde familielede opgestaan en as beter mense anderkant uitgestap.
Een van my mense, een van my boeke wat daaroor gaan, is Man in die rolstoel. Ek wonder waarna luister jy op YouTube en ander sosiale media kanale. Ek kyk soms na koskanale, kort video's wat maklike resepte wys. Ek het selfs nou die dag beetkoekies gebak, rooi fluweelkoekies. Dis goedkoop en seker gesonder as baie ander koek met 2 gerasperde beete in. As 'n mens 'n bietjie min geld het en jy moet sente omdraai, is dit altyd lekker om daar resepte te kyk wat 'n bietjie goedkoper is. Ek kyk na video's van Oranje en Kleinfontein en ek dink, knap gedaan Afrikaanse maters, doen so voort. Ek het opgehou kyk na die slegte en afbreekende propaganda gemik teen Afrikaners en Afrikaans sprekendes in Suid-Afrika. Ek is lief vir my land, ek is lief vir Suid-Afrika. Ek is hier gebore, my ouers ook. Meeste van ons ouers se voorgeslagte terug ook. Ek wil nie my kinders sien pad gee nie, want waarheen elders? Maar ek wens ook nie die pragtige ander inheemse nasies, ons boeties en sissies van sogenaamde kleur, en ons Indiese mense weg nie. Ek wens die propagandamakers, wat ons almal uit mekaar probeer skeur met hulle lelike woorde, wil liewer hulle energie gebruik om mense by mekaar te bring en op te voed en te bemagtig. Soos met kuns of handwerk, self werk vind en werk maak. Niks meer grants nie. Hoekom gee die regering grants? Hulle hou ons almal arm, sodat ons nie vir onsself kan dink of wil dink nie, want ons oorleef mos net op die grants. Daar is een verskriklike oulike swart oukie wat lewe in Johannesburg uitbeeld en wys in 'n Engelse YouTube kanaal, armoede, maar hy wys swart en wit mense en arm wit Afrikaners. Die nuwe struggle om kop bo water te hou met die regering wat hulle vingers argeloos in almal se spaarvarkies druk. Ons is almal in dieselfde bootjie, verarm en uitgeroei vir jare lank al. Maak oop julle oë, mense. Hierdie oukie wys ook mense wat iets probeer doen om brood en botter mee te koop. Handwerk, mandjies, besems. Koop 'n besem by iemand wat dit self gemaak het, asseblief. En kunsgoedjies by ons markte, koekies en ingelegde kossies wat mense by hulle huis gemaak het. Ek het vriende op Facebook in alle kleure op die reënboogspektrum, wat nie 'n woord Afrikaans kan praat nie, wat ook iets probeer doen om te oorleef. Kom ons bemoedig mekaar en bewonder mekaar se werker eerder. Ek sien hulle by die Crafters Fairmark en gelukkig dink nie een van ons die ander ou moet liefs foesek, want hy is of te blond, te pink of te bruin nie. Kan ons nie maar ophou om alles in swart en wit en kleur te meet nie? Van die Afrikaner skrywers, wat ek die meeste bewonder, is sogenaamd bruin. Maar ek sien hulle nie in die kleur van hulle velle nie. Ek geniet hulle kleurvolle skrywes en boeke. En veral hulle bydraes ook op YouTube. En hulle doen goed. Hulle kan so lekker bekkig wees. Laat julle gaan, maters. Laat julle doen wat julle doen. En soos Reinaldo Gous altyd sê, dames en here, dit is nou eintlik pretty much alles wat ek het om te sê in my gebruikelike 6 maandelikse inloer op die vordering van ons kanaal. Maar om jy af te sluit, as jy 'n klein Afrikaanse YouTube kanaal het en jy het nog nie baie intekenaars nie, moenie ophou nie. Kom ons gebruik dit om mekaar op te bou, om vrede en liefde te saai, en teken tog asseblief in op die ouense kanale, deel gerus die skakel van jou positiewe kanaal hieronder, en vir die wat luister, as jylle kan, asseblief ondersteun hierdie oukies. Jy hoef nie bekommerd te wees dat hulle dalk gaan ryk word, as jy nie vir hulle, as jy op hulle inteken nie. Afrikaans is en bly steeds 'n minderheidstaal, en die ouens kry bitter min geld vir al die moeite wat hulle doen op YouTube. Daarom, as jy dalk oor see bly, en daar is iets in Afrikaans wat jou mede-expats dalk sal geniet,
Deel asseblief die ouetjies se kanale met hulle ook. En dankie dat jy geluister het, en dankie dat jy deel vorm van die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke.